Kom ons sluit net die oë. Liewe Here, ons wil U vanoggend aanbid. O grote God, die groot ek is, die naam bo alle name, koning van die konings. U is wonderbaar. U is liefde. U is die een wat gegee het, sodat ons vry kan wees. Dankie daarvoor. Dankie vir U skepping. Dankie vir dit wat U geskep het, sodat ek kan wees in hierdie skepping. Dankie dat U ons kom leer het, kom leer het, om U te volg, om soos U lief te hê. Here, wanneer ons vanoggend die Bybel oopmaak en die stories lees van wat hy kom doen het en die woorde lees van Jesus, dit wat hy gesê het, mag ons vanoggend weer soos daardie tyd eeue heen kom leer by U. Maak ons oop en ontvanklik vir dit wat ons moet leer. Amen. Vanoggend begin ons so uit die Nuwe Testament, Matteus 28, vers 16 tot 20, maar ek dink voor ek begin lees, wil ek jou vra om langs jou te sê, as jy daar lees, Christendom is nie die kerk nie. Wat hoor jy? Wat dink jy word daar gesê? Sê net gou vir die persoon langs jou, wat doen hierdie wat daar staan, dalk hier binne jou? Miskien dink jy, sjoe, waarmee is jy besig vanoggend? Ek stem nie daarmee saam nie, dis ook okay. Sê net vir die persoon langs jou, wat dink jy, as jy lees, Christendom is nie die kerk nie? Hierdie keer gee ek jou toestemming, Marne, want ek weet, jy sal my sê, my man gaan nie. Ek wil aan die einde weer vir julle geleentheid gee, na julle als gehoor het, om vir dieselfde persoon te sê, wat dink jy nou van hierdie? So herinner my, asseblief as ek vergeet. Giet, ons lees saam uit Matteus 28, vers 16 tot 20, nou aan die 2020 vertaling. Die 11 disippels het na Galilea gegaan, na die berg waarin Jesus hulle ontbied het. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, maar sommige het getwyfel. Jesus het nader gekom en vir hulle gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Gaan dan en maak disippels van al die nasies, deur hulle te doop in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees, en hulle te leer om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die tyd. Jesus so na sy opstanding is hier besig om met die disippels te praat. Maar verder meer is hy ook besig om vir my en vir jou iets hier te sê en vir ons ook 'n opdrag te gee, soos wat hy vir hulle gegee het. Gaan doop die nasies en vertel hulle om gehoorsaam te wees en alles te onderhou wat ek julle beveel het. Gaan dan en maak disippels van al die nasies. Nasies of etnos in die Grieks impliseer ander mense as jou groep mense. So hy sê vir hulle, en ons moet onthou in die antieke wêreld is dit die ingroep, uitgroep, ons weet, deur verlede jaar se prediking het ons gehoor, Jesus kom juis om ons te leer dat die buite ons groep hier by ons welkom is.
So nasies impliseer ook ander as jy. So hy sê vir sy disippels, gaan en vertel vir iemand buite jou ingroep, anders as jy. Iemand daar ver, mense. Vir hulle moet julle gaan vertel van my. Hulle en ons by implisering moet verander as die wat in ons groep is, gaan deur van Jesus. Nou is die groot vraag, wat moet ons hulle leer? Ons moet hulle leer om alles te onderhou wat Jesus beveel het. Beveel of entello is om instruksie te gee aan of iemand te beveel om iets met gesag te doen. So dis om instruksie aan iemand te gee of iemand te beveel om iets met gesag te doen. Nou kan ons vir mekaar vra, maar wat het Jesus beveel? En dan is dit belangrik om nie deur mekaar te raak met Ou Testament, Nuwe Testament nie. Want Jesus sê vir hulle, gaan leer vir hierdie ander groep mense om te onderhou dit wat ek beveel het. Dit wat ek kom sê het, julle moet doen. Jesus het hulle geleer om God lief te hê. Hy het hulle geleer om hulle naaste lief te hê. In die Ou Testament is die verstaan van hierdie naaste die mense wat deel is van die verbond. Met ander woorde die klomp Israeliete. Maar Jesus kom hier in die Nuwe Testament en dan verander hy dit dramaties. En hy verander dit met gelykenisse soos die goeie Samaritaan waarvan ons weet. En hy doen dit om vir hulle te kom wys dat hulle naaste uiteindelik enige persoon is. Hy gaan so ver om vir hulle te sê, dis selfs jou vyande. Met almal is almal, moet jy lief hê, en met almal moet jy die liefde van God deel. Dan sê hy ook, dit wat jy wil hê, ander moet aan jou doen, moet jy ook so aan hulle doen. So bewys liefde aan ander, soos Jesus het aan jou bewys het. Dan sê hy vir hulle, Jesus se volgelinge moet dien. Jesus het deur sy eie dade kom modelleer, deur mense te genees, hulle te versorg, hulle te vertroos en hulle te leer. Daar in Markus 10 vers 45 het hy verklaar dat hy gekom het, nie om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie. So vir Jesus is die karring van navolging, of soos ons dit ken, Christendom, die onderhouding van alles wat hy kom beveel het vir die mens. As ons 'n volgeling van Jesus is, 'n Christen, bestaan ons Christendom uit presies hierdie bevele. Dan is hierdie die kern van wie ek en jy behoort te wees in ons wese, presies hierdie voorbeeld van Jesus. Dan behoort ons uiteindelik die lig vir die wêreld te wees, soos ons lees in Matteus 5 vers 14 tot 16. Maar dan moet ons ook vir mekaar sê, hierdie lig skyn nie as gevolg van ons goeie werke nie, maar eerder die verligte bron wat God is, wat daardie werke kom begin sigbaar en betekenisvol maak hier binne my. Die lig kom van God af, en wanneer dit deur gelowiges skyn, dan laat dit toe dat hulle dade in goddelike konteks verstaan en waardeer word. Dis die lig. Die uiteindelike doel om ons lig te laat skyn, is om ander in staat te stel om God se volmaaktheid te herken, om te sien hoe God lyk. Maar iewers het die lyne begin dun raak, of die lyne het dalk eerder begin kruis. Wat bedoel ek met dit? Die lyne het begin kruis tussen Christendom, die volgeling van Jesus wees, en kerk, die instansie waar Christene saamkom en religieuse praktyke beoefen. Ek wil graag met julle 'n storie deel vanoggend wat ek gelees het in die boek van Brian McLaren, om so 'n bietjie hierdie lyne wat kruis te verduidelik.
Ek moet vra vir die behoud van die storie, gaan ek dit moet in Engels voorlees, ek het die hele ding vertaal, dit gegaan om te vertaal, dit weer 'n keer gelees en besef, maar die oomblik as ek hom vertaal, dan gaan nie verstaan in die kern van die storie raak verlore. So ek wil dit graag vir jou in Engels lees, die oorspronklike taal waarin dit geskryf is, sodat ons nie verlore raak met dit nie. There once was a bird who lived in a tree. The bird was named Faithful. From the time she was a tiny hatchling, her parents used to sing a song every morning. The song was called Home, but Faithful thought home was the name of a tree. Even after siblings fledged and flew away, Faithful never ventured far from the nest. It was all she had ever known through the spring and summer of her life. To her, it was home. Fall came. The leaves changed from green to amber, rust, pumpkin, and scarlet. Home has never been more beautiful. Faithful thought, I'm so glad I stayed. One day, gusts blew and hard, cold rain fell. One day, gusty winds blew and hard, cold rain fell. One by one, the leaves flew off the tree. After the storm, Faithful became worried. Home has never been so ugly, she said. She looked up and saw other birds flying. She wondered if she should join them. Would it be safe? Would the tree survive without her? Would she survive without the tree? What would her parents think after providing such a beautiful nest in this tree called home? To stay or to leave, it felt like the biggest choice she would ever make. One morning, one of her brothers, Adventure, flew in and perched on a branch beside her. I've been looking everywhere for you, he said. It's time to migrate. I don't know what to do, Faithful said. I don't know if I should stay home or leave. Adventure tilted his head. Faithful, I think you're confused, he tweeted. Home isn't the name of your tree. Home is the name of your song. Wherever you sing your song, that's your home. Hierdie bevele wat ons vroeër aangeraak het van Jesus, behoort die lied te wees wat ons sing. Die lied van ons hart, Christendom. Ons is net soos hierdie voeltjie Faithful geneig om die kerk ons lied te maak, eerder as net ons boom. Brian McLaren skryf verder in hierdie selfde boek, vir baie van ons is Christendom die naam van die boom waarin ons groot geword het, of die boom waarin ons later in die lewe skuiling gesoek het. Maar die seisoen het verander. Die boom het verander. Ons het verander. Hoe langer ons bly, hoe meer voel ons teleurgesteld, ontnugter, gefrustreerd, selfs vasgevang. Miskien moet ons ontdek dat Christendom nie bedoel was om ons boom te wees nie. Dit was bedoel om ons lied te wees. Waar ons ook al ons lied sing met liefde, vreugde en geduld, waar ons sing met vriendelikheid, sagmoedigheid, vrygewigheid en geregtigheid, daar wys ons wat dit beteken om 'n Christen te wees. Wanneer die kerk ons lied is, dan is dit vir ons moeilik as die manier van dinge doen verander. Of as my kinders wegtrek, wanneer hulle groter is en besluit om 'n ander kerk te gaan besoek. Of selfs as hulle by daai ander kerk gaan aansluit. Of soms
gaan ons kinders heeltemal op kerk toe gaan. Ek wil vir ons elkeen vanoggend 'n stuk hoop bring, want ek weet in elkeen van ons hart is daar iets van hierdie wat waarheid lê. Is daar iets van kerk wat verander, kerk wat anders lyk as wat ek dink, of as waaraan ek gewoond is. Die boom is nie jou tuiste nie. Jou tuiste is die lied wat jy sing, en waar ook al jy daardie lied gaan sing, daar sal jy tuis wees. Die boom gaan ongetwyfeld deur 'n klomp seisoene. Sommige van die seisoene is lekker, en dan laat dit mens tuis voel. Ander is minder lekker, en dan laat dit mens ongemaklik voel. Seisoene van verandering vir ons is byvoorbeeld, my kinders wil nie meer kerk toe gaan nie. My kinders besluit om die NG Kerk heeltemal te verlaat. Die liedere in die kerk verander. Die kleredrag van die mense raak heeltemal te gemaklik, of lyk sommer heeltemal teenoorgestelde van dit waaraan ek gewoond is. Vir my kan ek sê, die dominees dra nie meer togas nie. Die manier van dienste verander heeltemal te veel. Die programme wat aangebied word, is nie meer dieselfde nie. Die kerk het nie meer belydenis van geloofaflegging nie. Die doopbak lyk selfs anders. Die preekstoel word afgebreek en weggeneem. Die musiek is heeltemal te raserig. Die mense hanteer nie meer die kerk dieselfde nie. Die kerk is nie stil genoeg nie. Die kerk het minder mense in. Waar is ons jong mense? Die jong mense verstaan nie die kerk nie. En so kan ek aangaan oor 'n klomp veranderinge wat plaasvind. En hierdie veranderinge ontstel ons net soveel soos die voeltjie faithful in die storie. Dit maak dit ons nie meer veilig voel nie. Maak ons bekommerd oor onsself en oor ons kinders se verhouding met God. Vanoggend hoor ons uit hierdie storie en vanuit Jesus se uitstuur wat belangrik is. Die boodskap van wat Jesus ons beveel het om te doen, dis belangrik. Daardie boodskap is die lied wat uiteindelik vir ons veiligheid gee. In die ewige veranderende boom. Dis die lied wat moet gesing word wanneer ons vertrek en emigreer na 'n ander boom toe. Of as ons boom so begin verander dat die kleur en die hoeveelheid blare anders lyk. Dan is dit die lied wat ons moet sing. Die navolging van die lering van Jesus, dit is wat ons, vir my en vir jou, Christen maak. Dit is wat vir ons uiteindelik veiligheid gee. Die boom mag deur seisoene gaan. God is almagtig. Ek wil vir jou herinner en vir myself herinner. God is almagtig. En hy het die seisoene deel gemaak van die aarde wat hy geskape het. Die aarde se DNA. Hy het geweet ons gaan ewig deur seisoene gaan. Maar hy wat God is, hy's rustig in die wete dat die lied van ons hart ons sal veilig laat voel. Dat die lied van ons hart vir elke een van ons 'n tuiste sal skep. Daardie lied, die opdragte van Jesus, dit is onveranderlik. Dit bly dieselfde in elke seisoen waardeur ons moontlik kan gaan. Die ware was verander. My kinders vind 'n ander land of 'n dorp en hulle trek ver weg van my af en van die kerk af. My kinders vind 'n ander kerk, dalk soms nie 'n NG Kerk nie. Die liedere in die kerk begin anders klink, dit is in 'n ander taal en die orgel word baie min gebruik. Die kleredrag begin anders lyk.
Die dienste is vreemd en klink en voel bietjie anders. Partykeer heeltemal te gemaklik. Die programme is nie wat ek voel ons kerk jare terug laat goed doen het nie. Die kerk verander sy strukture. Die binnekant van die gebou word uitgebreek of herbou en verander. En dit waaraan ons waarde geheg het, word skielik weggevat. Die kerkdienste is nie meer vol nie. Mense kyk heeltemal gemaklik, te gemaklik aanlyn na die dienste. En so bly die bas en die blare van hierdie boom verander. En iets wat nie meer vir ons bekend is nie. En hierdie veranderinge kom en sit hier na aan elkeen van ons se lyf. Maak ons broos voel. Maak ons selfs vrees soos Faithful in die storie. Maar ek wil vir jou hoop bring. Hou aan jou lied sing. Volgens Brian McLaren is ons lied ons geskenk aan die wêreld. Hy sê bome groei, bome verander met die seisoene, hulle word volwasse, verouderd en sterf. En dan groei nuwe bome waar die ouens eens hulle skaduwee gegooi het. Wat die meeste saak maak, is nie om getrou aan die boom te bly nie, maar om getrou aan die lied te bly. Ons lied. Die lied wat net ons kan sing. Net 'n Christen ken daardie lied. Miskien sal jou lied vanuit die ou bekende boom gesing word. Miskien sal jy die boom verlaat, maar aanhou sing. Miskien sal die boom verander en 'n bietjie vreemd voel, maar die lied sal jy en ander aanhou sing. Miskien het dit nie vir Jesus gegaan daaroor in watter boom jy sit nie, maar oor hoe jy jou lied sing in die simfonie van die skepping. Christendom is nie die kerk nie. Ek het vroeër vir julle gevra, toe ek opgesit het, deel net gou met iemand langs jou, wat jy dink dit beteken. Ek wil vir jou vra om net na daai selfde persoon terug te draai, en vir hulle te sê, nadat jy die storie van Faithful gehoor het, die boodskap van Jesus gehoor het in sy uitstuurboodskap, gehoor het wat Christendom is. Hoe voel jy nou oor daai sin of daai stelling, Christendom is nie die kerk nie? Deel net gou met daai selfde persoon. Ek wil jou so in die begin van 2026 hierdie jaar uitnooi, om saam met my hoop te bou. Al vir ander dinge, al raak dit ongemaklik, om saam met my hoop te bou en te onthou, Christendom is nie die kerk nie. Dis die lied wat ek en jy sing. Jesus stuur ons elkeen uit, om mense te gaan vertel van hom, om hulle te doop en hulle te leer van sy opdrag. My wens vir jou is mag jy, jou familie en jou naaste hierdie lied aanhou sing tot ons Jesus weer ontmoet. Kom ons sluit die oë. Here, dankie dat ons vanoggend weer so uit Jesus se eie mond kon hoor wat hy kom vra het ons moet doen. Dankie dat ons vanoggend kan hoop kry dat al verander dinge so dat ek dit nie meer verstaan nie. En al maak dit my hoe ongemaklik. Dat ek kan vashou aan u bevele. Want dit maak my 'n volgeling van Jesus. En dat dit my hoop is, my lied. My lied wat ek enige plek kan sing. Here, mag ons lied vas bly staan in die fondasie van ons hart. Mag ons dit aanhou sing en so hard sing dat almal om ons die lied kan hoor en deel raak van
die melodie. Sodat die wêreld om ons ook uit U liefde kan leef. En sodat ek met iemand in 'n ander boom iets gemeen kan hê en met hulle ook kan staan en weet ons is familie. En dat ek met iemand wat anders as ek dink en anders as ek iets wil doen, kan onthou ons is familie, ons het dieselfde lied. Mag ons fokus vir hierdie jaar ons lied wees. Ons volg van U, Jesus. Mag ons onsself Christen met trots kan noem, omdat ons U lied sing. Amen.